Sy weer eens goeiemôre. Goeiemôre ook aan ons kykers. Vandag se tema is raak ontslaaf van die vreugde diewe in jou lewe. Nou, laas jaar het ek so 'n bietjie met julle gedeel oor wat vreugde is en hoekom dit belangrik is om vreugde in 'n mens se lewe te hê. Maar 'n mens moet baie keer uitkyk na situasies en persone wat daarop uit is om 'n mens se vreugde te steel. En wat doen 'n mens spesifiek in daardie situasies? Maar eerstens, die belangrikste ding wat 'n mens moet weet is dat vreugde is nie iets tydelik nie. Wat 'n mens, kan ek sê, moet net in sekere situasies voel en in ander nie. 'n Mens raak baie keer verward deur met blydskap. Vreugde is net daai contentment, Engels het net 'n mooi woord daarvoor, wat 'n mens tevrede is in enige situasie wat 'n mens jouself vind. Daar is dit hoe moeilik, is 'n mens nog steeds rustig. En mens lees in Galasiërs 5 vers 22. Die vrugte van die Gees. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge hierdie wet niks. En soos 'n mens kan sien, liefde is eerste geskryf, daarna kom vreugde. En wat ook interessant is, wat net daarna kom vrede. Want as jy vreugde in jou hart het jy vrede. As jy vrede in jou hart het jy vreugde. Hulle loop so hand aan hand, dat hierdie preker net sowel gesê het, raak ontslaaf van die vrede diewe. Dit sou presies dieselfde gewees het. Want hulle loop so naby aan mekaar. Want dit is tog wat 'n mens moet hê in enige situasie. Mens moet kan lief wees, mens moet kan vrede hê, mens moet vreugde hê. Al daardie vrugte van die Gees. Want dis nie asof die Heilige Gees net met jou is as dit goed gaan. Die Heilige Gees is met jou, kan ek sê, veral as dit swak gaan. So hoekom het 'n mens nie dan veral die vrugte van die Gees nie? Ons sê dan baie keer, die Here is met my deur hierdie situasie. En as die Here met jou is, dan is die vrugte van daardie God saam met jou in daardie situasie. Dis net 'n baie keer verlore mens dit. Mens vergeet daarvan en mens gooi dit baie keer self weg. Dit gebeur. En om aan te sluit by laat dit nie moet net 'n tydelike ding wees. Baie keer dan sê mense, ag, weet jy wat, my lewe sal soveel beter wees as ek 'n beter werk kan hê, of as ek net my graad kan kry, of as net hierdie kan gebeur of daardie kan gebeur. Maar wat 'n mens nie aan dink nie, okay, dan gebeur dit. Natuurlik is mens bly as dit gebeur. Maar gee so 'n week na die tyd, dalk 'n maand na die tyd, dan is hy vreugde weg. Dan het jy gewoond geraak aan jou werk, die vreugde om 'n nuwe graad te kry is weg. As dit dalk was om iets af te betaal, nou is dit klaar afbetaal, nou sal jy 'n ander probleem. Nou wat nou? Gaan jy nou weer sê, ek wens net dit, en dan wens jy eintlik jou lewe deur, sonder om daai vreugde te hê, want dan jaag jy agter vrede aan, en dis nie wat God wil hê. Mens moet in vreugde leef, so mens moet nog steeds sê, weet jy wat, ja, my lewe is nie van die maklikste, is nie van die beste nie, maar weet jy wat, ek is nog steeds tevrede in dit wat ek in God het. Ek is tevrede
in dit wat ek het. Want God sorg vir ons op sy eie manier vir een en elkeen van ons. Hy sal altyd vir jou genoeg gee. Nou die storie van Job is nou ook so 'n voorbeeld, dat ek dink almal ken die storie van Job, wat hy was 'n ryk man gewees, geseënd gewees. Klomp kinders, baie rykdom, baie lank besit, alles. Hy het 'n baie goeie lewe gehad, en toe kom Satan na God en sê, dink jy regtig Job sal, of mense sal jou nog steeds dien, as dit swaar gaan met hulle? En God sê vir hom, kyk na my kind Job, gaan toets hom. En God stel Satan vrou om vir Job te gaan toets, en Satan van alles weg van hom af, alles. Sy vrou, sy kinders word vermoor, hy verloor alles word afgebrand, en heel op die einde toe raak hy nog siek ook, so hy tot sy gesondheid verloor. En op 'n tyd toe kniel Job net en hy sê, hy verstaan nie, hoekom moet hierdie gebeur nie? En hy vertel ook vir sy vriende wat saam met hom daar was, het hy dan nie 'n goeie lewe gelei nie? Het hy dan nie in die pad gestap vir die Here wil hy moet stap nie? Hoekom doen die Here dit aan my? Hy verstaan dit nie. Dis 'n vraag wat ek dink almal van ons nou en dan vra. Van ons, wat doen ons verkeerd? Hoekom moet ons lewe wees soos wat dit is? Ek doen dan reg, kom kerk toe, ek lewe, dinge is my lewe vir die Here, ek stap 'n pad met God. Hoekom sit hy met my deur hierdie dinge? So lees ons in Job 38. So dit is nou nadat hy sy vriende om ook probeer bemoedig het. Toe verskyn God met in 'n storm, in 'n warrelwind voor hom, en hy sê vir Job, wie is dit wat my besig is om my bedoelinge te dwarsboom, met woorde wat getuig, dat hy geen insig het? So met ander woorde, daar's God besig om met hom te raas. En hy sê, dinge is, hy so laat hy nie eers God, Job se naam wil erken nie. Hy vra, wie is dit wat dit nou doen? Nou sê God vir hom, maak jou reg vir die stryd. Ek sal vra, antwoord jy my. Nou verbeel net, hy is klaar so diep in 'n put, en hier kom God en sê nog vir hom, wie's jy om my te dwarsboom? Wie's jy om teen my te gaan wat ek doen? Nou gaan ek vir jou vra en jy beter my nou antwoord is. Ek hoop jy is reg. En voordat ons vers 4 toe gaan, vir 2 hoofstukke lank, vra God vir Job, aan mekaar peper hy met vra. Soos wat ons in vers 4 lees. Hier is die eerste een. Waar was jy toe ek die aarde se fondamente gelê het? Praat, as jy antwoord het. So die hele tyd vra God vir hom, waar was jy gewees toe ek hierdie gedoen het? Waar was jy toe ek dit gemaak het? Waar was jy toe ek hierdie in plek gestel het? As jy weet, antwoord my, was jy daar? Het jy gesien hoe ek dit gedoen het? En al is hierdie nou nie daar nie, het Job later besef, weet jy, okay, ja, God, ek het nie 'n antwoord nie. En dit is baie keer wat 'n mens moet besef is, vertrou in God, vertrou in hom, al gaan dit swaar. Moet nooit jou vertroue in hom verloor nie, soos wat hy juist daar sê. God het die fondamente van die aarde gelê. God het alles gemaak wat op aarde is. God het, as 'n mens wil wetenskaplik raak, al die wetenskaplike reëls soos gravitasie, momentum, alles was in plek gestel deur hom. En mense probeer tot vandag toe nog te ontdek alles wat God gemaak is.
Dis die wonder van wetenskap, en dan nog steeds het ons die vermetelheid om, as dit net swaar gaan met ons, te vra, Here, hoekom? Wat gaan nou aan? Leef ek nie my lewe reg? Dit het niks te doen of jy jou lewe reg lei of nie. Dis baie keer God wat jou of in 'n sekere situasie of rigting wil indruk en uit iets kry. Partykeer is dit om 'n karaktereienskap wat jy nooit gedink het in jou is, uit te bring. En wat beter as 'n krisis? As dit te gemaklik in jou lewe gaan 'n mens nie verander. Maar sodra 'n mens in 'n krisis is en jy moet op jou knie val en sê, Here, weet jy wat? Ek kan nie, ek weet nie wat om te doen nie, Here, neem oor. Dit is wanneer karaktergroei plaasvind in 'n mens se lewe. En baie keer is dit nodig dat God ons daardeur sit. Maar ewen dan is daar iets wat 'n mens kan doen. As jy vir ons die volgende vers opsit. Ek het die Engels gaan vat van hierdie ene. Dis Jakobus 1 vers 2 tot 4. James 1 vers 2 to 4. Ek het die New King James gevat, want dit sê dit net soveel mooi vir my. It says, my brethren, count it joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. Count it joy. Nou, almal van ons het al een of ander sportwedstryd gekyk. Rugby, sokker, maak nie saak. Nou, in elkeen van dit is daar 'n ref teenwoordig om te kyk laat al die spelers reg speel. En in hierdie game kan 'n mens van twee spanne kies. Jy's of in, kan ek sê, span vreugde, of jy's in span oordeel. Want wanneer 'n krisis tref, is dit die besluit wat jy het. Jy staan in die middel van daai baan en jy besluit vir jouself, watter rigting gaan ek gaan? Jy kan nie na al twee rigtings toe hardloop nie. Jy gaan of in jy soet vreugde in jouself, of jy gaan in jy oordeel. En oordeel is die vinnigste hoe 'n mens, kan ek sê, 'n vreugdesdief kan raak van ander persone. Almal was daar. Ek self het al geoordeel, self was al verantwoordelik om mense se vreugde weg te neem. Dit gebeur. Maar dit is nog steeds 'n keuse wat 'n mens elke keer as iets gebeur met jy besluit. Gaan ek na die doelpaal van vreugde toe hardloop of gaan ek na die doelpaal van oordeel toe hardloop? En om terug te kom na die ref toe ook, ons het ook 'n ref in die lewe. Sy naam is Jesus. Hy kyk, sodra daar iets verkeerd gaan in jou lewe, blaas hy daai fluitjie dadelik en hy stop die game en sê, wag. Ons sien dit nie altyd raak nie, natuurlik. Maar nog steeds, ons weet dat hy alles ten goeie laat uitwerk. Al voel dit nie op daardie oomblik so. En as hy dit nie raak sien die ref nie, is daar nog steeds die refs bo in die video en daarbo met die kameras wat kyk. En dan later dan sê hy vir die ref, luister, daar was 'n fout gewees in die refblaas. Dis God. Maar baie keer is dit ons verantwoordelikheid ook om aan God bekend te maak wanneer daar onreg in jou lewe is. Net soos wat 'n rugby speler byvoorbeeld ook kan uitroep en sê, ref, hier was 'n fout. Ja, hy gaan nie die uitstop net omdat jy gesê het daar's 'n fout nie, maar nog steeds, dan gaan hy kyk en sien, okay, ja, jy was reg. Nou so met ons so, baie keer, dis hoekom ek nog spesifiek gevat het, count it joy. Count it, sê, die count op en sê, hey, God, hier is nou 'n fout. Hier's 'n fout. Asseblief, Here, help my hiermee. Kyk daar. En hy sal.
Die Here sal na jou sorg in daai situasie op sy eie manier. Want baie keer, sê nou maar iemand doen 'n mens onreg aan, dan wil 'n mens baie keer inklim en na die persoon reg sien. Uit woede uit, want hoe durf jy so met my praat? Hoe durf jy dit aan my doen? Dan raak my kwaad en my voel, jy wil sommer daai persoon self gaan boks. En dis nie wat die Here van ons wil hê nie. Dis glad nie wat God van ons soek nie. En ons sien dit in Romeine 12, vers 19 eerstens. Wat sê, geliefdes, moet julle nie wreek nie, maar laat ruimte vir die oordeel. Daar staan immers geskryf, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, sê die Here. So met ander woorde, moenie jy gaan die ding probeer oplos. Net soos wat 'n speler op 'n veld ook nie gaan en as iemand hom dalk laat struikel het op die baan, gaan en hom met die vuis bykom. Ja, okay, jy kry wat dit doen, maar dis nie die regte ding om te doen. Dan blaas die ref en sê, nee. En dan moet jy terugstaan. Dan is jou werk klaar. Jy's klaar. Jy staan terug en jy wag vir die ref, vir God om te oordeel. Gaan daai persoon 'n geel kaart kry, gaan 'n rooi kaart kry, 'n straf kry, wat gaan gebeur? En dit, ons as spelers kan nie dit bepaal. En een ding wat 'n mens ook kan by vreugde bykry, dit wat God sê is wet. Hy's 'n soewereine God. En dit wat hy daar sê sal gebeur. So moet nooit jou vrede verloor as 'n persoon of 'n situasie jou kwaad maak. Nee. Juis in so 'n situasie moet jy terugstaan en sê, Here, help asseblief. Eerstens kalmeer my, want ek gaan die persoon bykry, maar neem oor. Staan terug en laat God oorneem. Maar ewen met hierdie, vergeet 'n mens baie keer die vers wat daarna volg, wat 'n mens eintlik moet doen. En dis in vers 20. Maar, as jy vyand honger is, gee hom iets om te eet. Dis 'n bietjie moeilik. Jy's nou net in 'n situasie waar jy wil wraak neem, jy voel woedend. Nou sê God vir jou, nee. As daardie einste persoon honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Deur te doen, stapel jy vurige kole op sy hoof. Want wat bring dit jou in 'n geval tot kwaad? Om kwaad te raak, om vuis te slaan, om te vloek. Dit help nie, dit maak die situasie inteendeel erger. Vers 21. Moenie dat die kwaad jou oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. So tot in daardie situasie moet jy nie laat jou woede jou oorwin nie. Al voel jy jou bloed wil al brys, borrel jy in jou, moet jy nog steeds sê, weet jy wat, Here, ek los hierheen in u hande en inteendeel help my eerder om hierdie persoon by te staan. Want baie keer kan ek sê, mense wat uit is om vreugde te steel, is mense wat op een of ander manier seer gekry het. En in woede gaan jy daai persoon nog seerder maak en dan gaan jy dit nog erger maak. In plaas om net te sê, weet jy Here, wys my uit, hoe kan ek hierdie persoon bystaan? Waar lê hierdie persoon se seer? Wat het met hom gebeur in sy verlede, dat hy is wat hy vandag is? Help my eerder om liefde aan hom te wys. Soos wat die eerste vrug van die Gees is, die belangrikste vrug van die Gees is liefde. So spesifiek in so 'n situasie vereis God laat jy moet regtig liefde bewys. Maar nou, wat gebeur as jy nou wel
deur soveel in jou lewe is, laat dit voel jy het niks meer oor nie. Jy het nie vreugde nie, jy voel dood diep binne, niks maak jou meer gelukkig nie. Partykeer, as 'n mens jou vreugde verloor, dan voel 'n mens asof jy op autopilot maar net deur die lewe gaan. Jy staan in die oggend op, jy gaan werk toe, jy's daar, maar jy's ook nie daar nie. Mens voel niks. Nou wat doen 'n mens in so 'n situasie om jou vreugde terug te kry? Daarvoor het ek 'n vreugdesirkel opgetrek, as julle dit daar kan sien. Die vreugdesirkels. Dit begin by vreugde. Dis wat 'n mens soek. En hoe kry 'n mens vreugde? Deur Jesus. The joy of the Lord is our strength. So die vreugde van Jesus is vir ons krag. So om vreugde te soek, val op jou knieë en vra Here asseblief, help my, wees met my deur hierdie situasie. Al weet jy nie wat om te bid nie, sê net Here Jesus. U weet wat aangaan in my lewe. Ek het nie woorde nie. Help my nie. Dis al. Want in elk geval, God luister nie na jou woorde nie. Hy luister na jou hart. Hy kyk wat hier aangaan. Amper soos 'n ekstraal binne jou kan kyk. So kyk God met sy spesiale ekstraal oë binne in jou. So as jy nie woorde het, is daar nie woorde nodig. Sê net Here Jesus. Dis al. Al sit jy net daar gekniel toe oor vir minute lank en wag. Hy weet. Want in die eerste plek, die Heilige Gees is die een wat intree vir jou by die Vader. Hy is ons, as ek kan amper sê, ons vertolker. Wat dit wat jy sê of probeer sê, vat die Gees in, hy gaan troonkamer. Sê en praat die verborgenhede wat aan God, wat hy dan hoor. So, as jy joy nodig het, gaan na Jesus toe. Dan, sodra jy Jesus gevind het, gaan hy jou nie daar los. Hy gaan nie net sê, ag, my seun, my dogter, hier is vir jou vreugde nie. Sommige net gee. Nee, ongelukkig, dit werk nie so nie. Want ons weet almal, enigiets wat net gegee word, is korttermyn. So, hierso gaan Jesus jou op 'n reis stuur, op 'n journey. Hy gaan dalk vir jou deur 'n situasie plaas wat jy moet leer om vreugde in te hê. En dan net daarna, dan kom daar rommel uit, dan kom daai junk uit jou uit. Soos ek vroeër gesê het, krisissituasies is die vinnigste wat jy jou werklike karakter agterkom. Met jou werklike karakter uitkom. Baie keer is mense eie karakter onbekend aan jouself. Mense is baie keer die laaste persoon wat weet as iets fout is in jou. Almal anders het dit al gesien, maar nee, hulle is verkeerd. Ek is nie so nie. Kom sê hulle so. Totdat jy in 'n situasie kom en sien, ek dink ek sien dit nou raak. Jy weet, dit is dan, want sodra jy dit sien, dan kan dit begin uitkom. Dan kan al daai gemors, al daai rommel begin uitkom. En sodra jy daarmee gedeel het, sê nie dit gaan noodwendig regkom in 'n oogblink. Verandering vat tyd. Baie keer jare lank. Maar dit het uitgekom. Dan ervaar 'n mens vreugde. En weer eens, dis nie waar dit stop nie, dis hoekom dit 'n siklus is. Want sodra jy vreugde ervaar, kan jy nie sê, okay, dankie Here, right, kat, ek is happy. Nee, dis 'n ding wat 'n mens konstant moet doen. Sodra jy vreugde het, sê jy vir ding is vir God of vir Here, dankie vir die vreugde wat ek in U kan hê. En dit verdiep jou verhouding met God. En soos jy dit verdiep, gaan hy jou weer deur 'n situasie sit, wat nog rommel uitbring. En sodra dit uitkom, weer joy. So dis joy, Jesus journey, junk. Vreugde, Jesus
reis hom op. Wat 'n mens deurgaan, en dis 'n leefwyse. Dit kan nie stop nie, daar's geen eindpunt aan hierdie nie. Want nie net kry jy vreugde nie, jy kry 'n verdieping in jou verhouding met God. Jy soek meer van hom, hoe meer jy aangaan. Want sodra jy stop, dis wanneer 'n mens stagneer. As mens dink aan water, water wat net in 'n dam sit en glad nie beweeg, raak vuil. Dit raak later ongesond, as 'n mens in sekere van daai water swem, gaan die siektes optel. Nou so mense lewe ook, as jy gaan stil staan, dis die grootste fout wat jy kan maak. Jy moet aan mekaar naas God nastreef. Aan mekaar. Daar was een keer so 'n vergelyking gegee, dat God kan vergelyk word met dinge is, as 'n mens baie keer 'n jet sien wat hoog vlieg, daai wolkstreep wat hy trek. Daai streep bly nie vir ewig daar nie. As jy in daai wolk wil bly, as jy in sy teenwoordigheid, in sy plan wil bly, moet jy saam vorentoe beweeg. Want ja, jy gaan dalk vir 'n ruk in daai wolk wees. Maar later as jy stil staan, dan gaan jy agterkom, o, jene daar gaan ek dan mis. En dis moeiliker om weer terug te kom op die pad, as wat dit is om op die pad te bly. As 'n mens eers af is, dan sal soveel versoekings wat daar is. Want dan is 'n mens verwyder van daai teenwoordigheid van God. God is altyd met jou, natuurlik, maar daai spesifieke, daai blessing, daai anointing van God is dan nie meer met jou nie. Dan om weer in dit in te kom, dit vat harde werk om weer terug te kom. So sodra mens in daai siklus is, moet mens bly in hom beweeg. Aan mekaar, tot die einde van jou dae toe. Non-stop. En die maklikste om dit te doen, is om te besef, weet jy wat, mense is nie alleen in hierdie lewe nie. Jy gaan nie alleen deur dinge nie, al voel dit vir jou, asof mense alleen deur 'n situasie gaan. Dis wat krisisse doen. Krisisse laat 'n mens geïsoleerd voel. Dit gebeur baie, veral as 'n mens in 'n diep krisis is, dan voel 'n mens is alleen. Niemand help my nie. Ek moet alles self doen. Ek moet my battles self veg. Maar het jy al rondom jou gekyk en gesien dat mense wel vir jou omgee? Ja, hulle kan dalk nie noodwendig aktief vir jou iets doen nie, maar hulle is nog steeds daar vir jou. Dit is ook hoekom 'n mens kerk toe kom. En hier is nou nie advertensie om die kerk voller te kry nie. Dis regtig die rede hoekom kerk in die eerste plek begin was. In die ou dae was daar nie 'n groot gebou gewees. 'n Kerk was 'n huishouding gewees. Mense wat saam met mekaar gebly het in 'n huis. En hulle het alles onder mekaar verdeel. So as almal gaan werk het hulle op die einde van die dag saamgekom en gesê, okay, hierso is wat ons het, en hulle het uitverdeel onder mekaar. Nou, dit is wat 'n kerk nog steeds vandag moet wees. Is daai samesyn, daai familie. Weet jy, dit is wat ek regtig voel, hierso tussen een en elkeen van julle ook. Is net daai fellowship. As mens weer teruggaan na die sport toe, julle wat rugby volg en regtig 'n rugby fan is, sal dit weet. Om rugby voor 'n TV te kyk is nie naaste by dieselfde as om na die stadion toe te gaan en daarso 'n match te gaan kyk. Jy sien presies dieselfde ding. Ek meen, jy kan die bokke en die dinge is in die All Blacks nog steeds kyk by die TV. En dan, dis baie goedkoop. Maar omdat jy 'n fan is, betaal jy daai duisende
Jy betaal die petrolgeld, jy betaal die kos, alles, jy sit tyd uit, jy beplan alles, net om na daai een game toe te gaan. Hoekom kan ons dit nie vir die kerk doen? Hoekom kan 'n mens ook nie daai selfde moeite doen om by mekaar uit te kom? Want dis tog hierso waar 'n mens kan saam wees. Dis hier wat jy besef. Weet jy wat? As ek rondom my kyk, ons almal het ons probleme. Ons almal het ons situasie waardeur ons gaan. Ek is nie alleen nie. Elkeen gaan deur dinge en dit laat 'n mens, kan ek sê, dit stel 'n mens gerus om te weet jy wat, mense is nie alleen nie. Daar is mense wat aan jou dink. Daar is mense wat vir jou bid. Weereens al is dit nie direk iemand wat iets vir jou kan doen nie. Weet jy nog steeds, weet jy wat, daar is iemand wat vir my bid. En dit is hoekom in Johannes 15 vers 11 en 12 lees ons die volgende. Dit het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees. Na die eerste helfte eers. Weet jy, God soek vir jou 'n volkome lewe. Wat blydskap, wat vreugde en alles aanbetref. So met ander woorde, hy soek 'n vreugdevolle lewe vir jou. En hy sal enigiets doen om jou te help om daar te kom. Maar hy vereis iets van ons ook. Dit is my gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. En dit beteken nie net die naastes nie, dit beteken nie net die wat jou lief het nie. Dis maklik. As iemand vir jou lief is dit baie maklik om vir daardie persoon om te gee. Maar probeer so 'n bietjie omgee vir daardie kollega wat jou irriteer by die werk. Probeer 'n bietjie omgee vir daardie familielid wat jou soveel grief gee. Probeer 'n bietjie liefde hê vir hulle. Dis waar die challenge inkom. Dis waar die gebod eintlik die meeste inkom. Dis om te sê, weet jy wat, wys aan daardie persone liefde. Voordat ons aangaan, daar was ook 'n versoek gegee vir 'n gebed vir oom Mani. Nou, oom Mani het 'n ruk terug 'n beroerte gehad en hy sukkel nog steeds om te herstel na dit. So ek wil asseblief net voordat ons aangaan, ons sluit net ons oë kortliks en ons tree net vir hom in gebed. Here, soos wat ons hierso hoor, Here, ons moet daar wees vir mekaar, Here. Ons moet mekaar bystaan, Here. Veral in gebed het ons mekaar nodig, Here. Daarom tree ons nou in vir oom Mani, Here. Maar ons weet, hy gaan deur 'n moeilike tyd. Hy gaan deur baie pyn, Here. Help hom weer om te herstel. En wees net met hom. Wees U sy trooster deur hierdie tyd. En dan tree ek in vir een en elkeen in die gemeente en die wat luister. Elkeen wat deur 'n moeilike situasie gaan, elkeen wat siek is, elkeen met pyn. Daar dieselfde woorde, dieselfde gees, mag U genesing in hulle lewe bring. Mag U net by hulle bly, Here, en ondersteun deur hierdie tyd, Here. Ons breek elke binding wat die vyand het oor beide oom Mani en oor een en elkeen wat 'n binding ervaar, Here. Ons bid dit in U naam se wil. Amen. So een ding van vreugde. Vreugde is die interne ingesteldheid van langtermyn verbintenis. Sal dit wees, vreugde
is 'n interne ingesteldheid van langtermyn verbintenis. Vreugde hoef nie deur enige situasie onderdruk te word. Dan, wanneer jou vreugde eg is, sal dit diegene lok wat deur vreugde geïrriteerd is. Want sodra jy vreugde ervaar, kan jy maar kyk, daar sal altyd 'n persoon of iets wees wat dit probeer steel. Nou, ek het vandag en ek sê my eie naam vir sulke tipe mense, joyjackers. Net soos wat 'n mens 'n hijacker kry wat jou skielik stop op 'n highway en sê, nou vat ek jou kar. En hy stop jou uit. Self te doen 'n joyjacker uit. Skielik stop hy en sê, ek soek daai vreugde van jou. Of jy verdien nie hierdie vreugde nie. Skop jou eie vreugde en dan gaan hy. En jy wonder wat het nou gebeur. Nou, hoe identifiseer ons joyjackers? Eerstens, joyjackers besoedel die perspektiewe van ander in situasies. Almal het al gehoor van mense wat sê, ag nee man, jy kan nie dit doen nie. Jy is nie goed genoeg vir dit nie. Of ewen as hulle praat van ander, sê hulle, daai persoon, regtig, het hulle hom aangestel as, nee, daai ou is swak, hy gaan dit nie maak. Dan word hy perspektief besoedel. Joyjackers probeer om oortredings aan jou oor te gee. So, wat is, byvoorbeeld, hulle het nou 'n grudge teenoor ander. Dan sal hulle kom en sê, weet jy wat, jy gehoor wat Sarah gedoen het. Jy gehoor wat sy gedoen het. Kan ek nie glo nie, jy sy so slegte mense, ons probeer hulle jou ook opmaak teenoor daardie persoon, want hulle wil nie alleen deur daardie situasie gaan nie, hulle wil jou deel maak en jou intrek in daardie situasie. Joyjackers maksimeer altyd gemors. Soos byvoorbeeld, dan sal iemand sê, ag, ek wil nie skinder nie, maar het jy hierdie volgende nuus gehoor? Die gehoor, hoe gaan dit by hierdie kerk? En dan is daar dalk 'n probleem of so, maar dan maak hulle dit so groot en dan versprei hulle dit. In plaas om die probleem op te los, maksimeer hulle hom. Joyjackers kan nie vier waarvan hulle nie die middelpunt is. Sodra hulle dalk hoor, soos byvoorbeeld as jy vir iemand gaan sê, Jesus, het jy gehoor, Ben is aangestel as bestuurder. Dan sal 'n joyjacker sê, Ben, alle tye, man, ek doen 'n beter werk as Ben, man, stel hom man, ag nee. Jy weet, of jy gaan na iemand toe en jy vertel hulle 'n vreugde waardeur jy gaan, in plaas om jou te sê, Jesus, geluk wel dan, ek is so trots op jou, ek is so bly vir jou. Dan sê hulle, ek wens ek kan daardeur gegaan het. Dis die hele tyd, in plaas van jou, sê hulle aan mekaar ek. Want hulle neem, hulle vat dit wat jy probeer wys, vat hulle vir hulle self. Dis hele tyd dan ek. Gaan oor ek. En dan die laaste een is, jy weet iemand is 'n joyjacker wanneer hulle teenwoordigheid swaar voel soos 'n gewig in plaas van lig voel soos 'n wind. Iemand wat 'n joyjacker is, hulle sal altyd na jou toe kom met hulle probleme en hulle bly kom. En dit voel net asof hulle jou afvertrek. Mens voel nooit goed na 'n gesprek met 'n joyjacker. Mens voel altyd depressief, mens voel altyd negatief. Nadat 'n mens met so 'n persoon gepraat het. Waar met 'n vreugdevolle persoon, maak nie saak wat 'n situasie jy van praat, jy voel altyd beter, jy voel altyd ligter. Nou die ding is net, ek weet, ons almal kan op hierdie oomblik vinger wys of so skouer stamp en sê, hey, ja, hoor jy daas? Maar weet jy wat? Elkeen van ons sit aan al twee kante van hierdie ding.
Partykeer is ons die joyjackers wat vreugde steel van ander mense. Ons besef dit. Ander kere is ons die wat vreugde het, wat ander mense weer probeer afbreek. So mens moet altyd onthou, die lewe gaan nie oor jou en alles wat jy soek nie. As iemand met jou iets kom deel, wees bly vir hulle. Maar so ook as iemand negatiewe goed na jou te bring, praat eerder goed. Ek sê nie afpak is verkeerd, maar die intensie waarmee dit gedoen word, moet 'n mens na kyk, sodat dit nie jou vreugde steel en ander mense se vreugde steel. Ons sluit die oë. Goeie Here, ons vra U hulp, o Here, wanneer dit kom by vreugde, o Here, laat ons nie ander mense se vreugde steel nie. Laat ons eerder vreugde gee aan mense. Laat ons eerder mense vrystel. Laat hulle kan wees wat hulle moet wees. In plaas om hulle terug te hou en te sê nee, jy verdien dit nie. Daarom, o Here, kweek 'n vreugde in ons. Stuur ons op ons nodige reis om die nodige rommel van ons laat te raak, sodat ons kan vrede ervaar deur enige situasie waardeur ons gaan, o Here. En maak ons bewus van die struikel waardeur een en elkeen gaan, o Here. Laat ons in liefde kan optree teenoor mekaar. Ons bid dit in U naam se wil. Amen.